Good morning, tubers and visitors. I'm the Chief Visionary Officer at Adult Pharma. We get you bedroom ready on demand with instant, over-the-counter wellness supplements and sexual health products, and we will liberate the conversation about sex. Well, today's topic is sildenafil or Viagra versus tadalafil or Cialis, and how you can use both to remedy your performance or the lack thereof in the bedroom. If it's your first time, please subscribe or like our channel. We will highly appreciate that. If Viagra, if you feel that it's a bit out of your price range, we'll also give you alternatives or generic products that's available and safe for consumption. My name is Paul. I'm the Chief Visionary Officer. You'll see here that I wear a BNI badge, so you know how that works. If you're a BNI member, schedule a one-to-one with me. If you are in the Pretoria area, we can visit physically, or you can arrange a Zoom with me nationally, and maybe you need some information or some advice, and I can assist you. You'll also see here the name badge says Dick Marston. That's our marketing name on social media, so have a look out for that as well. So what's the difference between Viagra and Cialis? You need to understand, well, maybe let me just touch base. Dat ek net vir jou sê, baie mense wat in my winkel inkom, vra wat is die verskil. Jy moet verstaan, as jy 'n pil kom soek, 'n libido booster om jou te help in die slaapkamer, dit het 'n jaar gevat of 2 jaar gevat of miskien 'n dekade gevat vir jou om jou by hierdie punt te kry waar jy nou 'n probleem het. So in baie gevalle gaan dit jou 'n rukkie vat om die probleem op te los ook. So as jy 'n pil inneem en hy werk onmiddellik en hy los die probleem op en hy het nie neeweffekte nie, good luck to you. Dit gebeur nie met almal nie. Tussen sildenafil en tadalafil, 7 uit 10 mans is happy tussen die twee produkte en dit los die probleem op. You need to build your sexual health again. Okay, so is belangrik dat jy aandag daaraan sal gee. Soos jy weet, hier by Adult Pharma, ons doen 'n 10 minute video op 'n Woensdag op TikTok, 'n 15 minute plus minus op YouTube, en dan som ons ook hierdie inligting van die week op in 'n een bladsy skakel op ons webblad. So as jy daai skakel wil hê, as jy nie tyd het vir 'n 20 minute video hier op YouTube nie, dan kan jy vir ons die skakel aanvra hier onder in die comments. Los vir ons 'n hashtag hop spinnekop. Hop spinnekop hier in die comments gedeelte, en dan sal ons met jou kontak maak en ons stuur vir jou hierdie skakel en jy kan gaan oplees oor waaroor ons dan nou gesels het. Erektiele disfunksie, kom ons gesels gou daaroor. As jy gisteraand groot gekuier het en groot gegaan het en jy het bietjie gesukkel na die tyd met performance en mamma is nie so impressed met jou nie, beteken nie jy het ED nie. Goed, jy moet vir 6 maande sukkel met jou performance in die slaapkamer agtereenvolgens voordat jy jouself in daardie kategorie gaan plaas. So wat is ED? Is jou onvermoë om 'n ereksie te kry, punt nommer 1. 2, dis jou onvermoë om hom te behou tydens die daad. Baie ouens kom in en sê, luister, ek kry hom op, maar ergens in die proses, ons skuif van een posisie na 'n ander, of iets gebeur en dit trek ons aandag af en ek verloor my momentum. En dan 3, sal van die mense ook sê, luister, maar ek het my begeerte, my lus, my vitality vir dit is ook baie laer as wat dit gewoonlik was. Goed, so dis jou 3 goed waarna jy kyk vir erektiele disfunksie. Die ander ding wat ons vir mekaar moet sê is, wat is nodig om 'n ereksie te kry? Jy moet verstaan, daar's 4 stappe in hierdie loop. 1, arousal moet plaasvind. Daar moet arousal wees, andersins kan dit nie gebeur nie. Andersins gaan jy 'n ereksie kry ergens en vir 4 dae met 'n ereksie rondloop. Alright, so arousal moet plaasvind. 2, sodra daar arousal is, skei dit nitric oxide af. Nitric oxide, sy funksie is, hy skei 'n hormoon af in die naam van CGMP. Ek gaan nie daai lang naam uitspreek nie, hy's vrek moeilik. CGMP, wat doen hy?
Hy gaan sê, luister, hierdie sponse wat amper so spiere werk in jou penis, hy gaan maak hulle relaxed en ontspanne, en sodra hulle ontspan, beteken dit, bloed kan invloei in jou penis in, hy word vol bloed, dit beteken, jy kry 'n ereksie, die kleppe maak toe, en jy sit met dit wat jy wil hê, met 'n ereksie, nee. So, daai 4, en dan vind die reverse in die stappe ook plaas, nadat jy gearriveer het, en anders of weer eens, loop jy 4 dae met 'n ereksie rond. So, daai 4 stappe is nodig. Ons is ook nou daar, meneer en mevrou, kan ek vir jou sê, asseblief, jy hoef nie meer Libido Booster by 'n motorhawe te gaan koop nie. Adult World, Loveland, is 'n klomp independent winkels landwyd. Adult Pharma is 'n adult store independent. Ondersteun ons, ons weet ten minste wat ons verkoop, en dat jy nie, daar is byvoorbeeld 'n produk met die naam van Libido Max, wat versprei word, moet hom nie koop by 'n motorhawe nie. Een van sy neeweffekte is kanker. Goed, so jy wil verseker maak dat jy nie daar eindig nie. Wanneer moet jy nie sildenafil of tadalafil gebruik nie? As jy aan lae bloeddruk ly, moet jy dit vermy. Dis 'n probleem. As jy enige medikasie gebruik, 'n blood thinning medication vir bloedklonte en so aan, moet jy asseblief hierdie 2 produkte vermy. Jy is sterk op pad na 'n hartaanval toe, sou jy die produkte kombineer. Wie word beïnvloed? Wie het hierdie produk nodig? Wel, elke tweede ou wat hier in my winkel instap, wat 'n diabetes, 1 of 2, kom ek gee gou vir jou die stats. In 1970 was 3% mense in Amerika het diabetes gehad. In 2000 het dit opgegaan na 9% toe, en in 2023 is dit nou 14%. Goed, so 'n diabetes gaan definitief beïnvloed word, en hy gaan heel waarskynlik hierdie produk nodig hê. Obesity, of jy oorgewig is, en of jy regtig obese is, jy het 'n definitiewe uitdaging daar. Ek gaan vir jou die stats gee. In 2025 is 40% van alle adult Americans is oorgewig. En hulle projeksie sê, teen 2050 gaan hierdie syfer na 80% toe styg. Mense, dis skrikwekkend. Dis skrikwekkend. Goed, hier kom ouens in, wat binne die regte gewig is vir sy lengte. Hy is nie 'n groot drinker nie, hy rook nie, hy het nog steeds 'n uitdaging in die slaapkamer. Dit kan ook psigologies wees. Stres en angs is 'n groot breakdown, depressie, verhoudingsprobleme, performance anxiety. As jy op 'n stress en anxiety produk is, 'n SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, as jy dit gebruik, dit gaan verseker 'n invloed op jou libido hê op 'n negatiewe manier. Dit kan ek jou waarborg. Dit sê nie dit op die botteltjie nie. Ek sê vir jou, en ek kan vir jou verduidelik ook hoekom dit doen. As jy rook, hou op rook. Dis 'n probleem. As jy oormaat van alkoholinname het, gaan dit eventually opvang met jou. Een stat wat ek raak lees hierdie wees, wat julle weet natuurlik, ons kyk honderde YouTube video's, ons volg 'n hele klompie dokters, ons lees boeke, ons lees gevalle studies, ons koop boeke om hierdie inligting te kry, om vir jou die met 'n video te kan gee met feite. Goed, substance use disorder, 48 miljoen mense 12 jaar en ouer het in 2023 substances gebruik in Amerika. Mense, skrikwekkend, rook, drank, drugs. Dit gaan definitief 'n negatiewe impak op jou hê. So nitric oxide is die belangrike skakel hier. Stikstofoksied, as jy wil gaan oplees daar oor hom, kan jy gaan lees wat hy doen. So sildenafil, as jy getroud is en jy het 'n lewensmaat, dan kan jy sildenafil gebruik, want hy is 4 tot 6 ure in jou bloedstroom. So wanneer raak dit 'n issue? Vir die ou wat vir die eerste keer 'n girl uitvat, of hy's nie in 'n verhouding, hulle gaan uit eet, dit lei tot die eindresultaat toe. Vir daai ou is dit 'n riskante, ek sal vir hom eerder tadalafil aanbeveel, want dit bly tot 36 uur in die bloedstroom, waar sildenafil of Viagra net tot 6 ure in jou bloedstroom bly.
So jou timing daar moet baie goed wees. 2, as jy 'n vetterige groot ete eet, wat gewoonlik gebeur as jy op dates gaan, dan gaan dit definitief sildenafil beïnvloed, waar dit nie tadalafil beïnvloed nie. So sildenafil word geaffekteer, sy performance, sy uitslae word geaffekteer deur 'n groot, veral 'n vetterige ete. So wees baie versigtig daarvoor. Dis kom ek vir jou kan aanbeveel. Eet hom op 'n leë maag, of drink hom op 'n leë maag, hy gaan definitief vir jou 'n verskil maak daarso. Wat is die neeweffekte gewoonlik? Jy gaan 'n produk ergens kry wat vir jou werk sonder regtig neeweffekte. Jy moet maar net toets tot jy by die regte een uitkom, en dan natuurlik jou dosis is ook belangrik. Jy kan nie 'n 20 mg gebruik, die produk het nie gewerk nie, en nou sê jy die produk is swak nie. Het jy al sy 40 probeer, het jy al sy 50 probeer, het jy al sy 100 mg probeer. Onthou Viagra kom voor, 'n dokter sal hom aan jou voorskryf vir 'n 25 ml, 'n 50 ml en 'n 100 ml. Neeweffekte vir sildenafil, hoofpyne, facial flush, verstopte neus, jy mag dalk 'n bloeineus kry, swaaibbrand, maagprobleme. Aan die tadalafil kant is dit gewoonlik lae rugpyn, spierpyne en sovoorts wat ek terugvoer kry van mense wat die produkte gebruik. So jy het 'n on-demand pil wat jou sildenafil is of jou Viagra is on-demand, jy drink om oor 'n uur van nou af kan jy seksueel aktief wees, oor 6 ure is hy uit jou stelsel uit. Aan tadalafil se kant, jy kan hom beide gebruik as 'n on-demand pil of as 'n kroniese pil. So as jy tadalafil gebruik in 'n 5 mg of 'n 10 mg wat jy elke dag drink, dan bou jy jou stelsel op. Jy kan dan saam met dit 'n on-demand pil drink totdat jy sterk genoeg is weer in jou stelsel net om op die kroniese een staat te maak. En as jy dan genoeg oefening doen en sekere leefstyl aanpassings doen, hoef jy later nie weer 'n produk te hê nie. Moenie jou psigologies bind aan hierdie produk nie, want jy gaan vorentoe ergens daarin vasloop. So kry jou sweet spot, daar is 'n sekere sterkte pil wat perfek reg gaan wees vir jou. Ek hoop hierdie inligting help. Gee ons 'n duimpie, share die video. Belangrik, volg ons kanaal. Ek gaan net hier wys. So as jy laasweek ons video gemis het, ons het gepraat oor the motivation molecule. So kyk, hierdie video is baie interessant, en dan volgende week praat ons oor the human growth hormone. Human growth hormone, baie interessante statistiek wat ons daarso sien. Ek hoop jy geniet dit, volg ons, gee ons 'n duimpie. Groete, tot volgende week hier van Adult Pharma in Pretoria.